Hallo julle. Goeiemôre almal. Ons het verlede week gepraat oor retreat oor die algemeen, 'n 8-dag retreat en die dinamika daarvan, wat gebeur op so 'n retreat. En toe het ons die hele kwessie aangeraak dat wanneer 'n mens nou so geretreat het en dit het vir 'n mens baie beteken, dan kom jy nou weer terug na die alledaagse lewe toe. En die proses wat daarmee saamgaan. So vanmôre wil ons 'n bietjie daarby stil staan. Ja, en ek dink 'n mens sou nou dink, wel jy was nou vir 8 dae het jy nou lekker gerus en jy was nou lekker stil en alles. So nou is jy weer fighting fit, jy kan nou weer in die ding ingaan. So hoekom is dit iets wat 'n mens eintlik bietjie meer van wil vertel? Wat is dit wat maak dat dit nie so eenvoudig is nie? Toe jy nou dit vra, toe dog ek nou, mense nou dink jy het lekker geretreat en as jy terug is jy fighting fit, of ten minste dan sal jy nie so moeg wees soos wat jy al reeds weer is nie. Ek dink dit gaan jou vraag wees. Nee, maar jy is nog jy kan nog grappies maak, jy is nog right. Nee, ek dink 'n mens sak met 'n retreat, sak 'n mens regtig diep en 'n mens kom en omdat dit omstandighede is wat 'n mens help om so diep te sak. Ja. En by daai plekke uit te kom. Wil 'n mens dit amper, jy wil dit in 'n bottel vang. En jy wil dit bymekaar maak en jy wil dit in jou lewe inbring. En ek dink iets daarvan is wel waar. 'n Mens kom agter hoe belangrik dit is om daardie ritme te hê van jou praktyk. Ja. Want ons kom maar net weer agter, ons sien dit elke keer wanneer mense op privaat retreat kom en ons het elke oggend saam met hulle wanneer hulle hier op retreat is, het ons 'n oggendpraktyk en ons het 'n aandpraktyk. Soos klokslag. En dit is so 'n ryk belewenis. Maar wanneer dit nie is nie, wanneer ons nie op 'n retreat is nie, of mense is nie op 'n retreat hier nie, is dit baie maklik om dit te laat glip. Ja. En ons sê, jong, miskien kan ek gou-gou nog hierdie e-pos wegstuur, miskien kan ek nou nog gou-gou daardie taak afhandel, of wat ook al, en voordat jy jou kon kry, is die tyd verby. Of jy is in die dag in. Ja. As jou oggend te laat begin, en dis amper asof jy 'n mens uit die oog verloor dat die prioriteit is die praktyk. Ja. Dit is nie die ander goed nie. So jou lewe moet rondom daai punte gebeur. Dis reg. En ek dink om dan op so 'n retreat te gaan waar daai ritme vas is, lê dit op 'n manier meer vas. Dit raak meer van 'n gewoonte en mense ervaar dit wat dit jou gee. Ja, want ek wil sê, want met so 'n retreat gesels 'n mens ook gewoonlik met jou geestelike begeleier. Daar vind 'n begeleiding plaas, maar die hart van die retreat en wat 'n mens help om by die dieper dinge uit te kom is die praktyk. Ja. Dit is waar dit gebeur. En dit is nie net op retreat nie, dit is oor die algemeen. So nou kom 'n mens en jy kom terug in die alledaagse lewe en hier half onderliggend is jy bang dat die gang van dinge gaan jou weer oorspoel. Daar's amper 'n huiwering by jou omdat jy weet jy gaan op elke WhatsApp moet antwoord, jy gaan op e-posse moet antwoord. Dit begin 'n tempo aan te neem. Maar dat 'n mens dan besef dat 'n mens meer gedissiplineerd te werk moet gaan om daardie elemente van die retreat in jou daaglikse lewe in te trek. Wel, ek dink as jy sê meer dit is so, want mense noem dit ook 'n dissipline. Maar dis weer eens een van daai goed wat mense baie sukkel as jy wilskrag moet gebruik. Ja, nee, maar kyk, ons praat nie hier van wetties Ja, of nee. dwingend nie, maar daar is iets te sê vir 'n dissipline. En om te weet en om al meer en meer te ervaar hoe dit jou lewe op 'n baie diep vlak, en dis weer van daai dinge wat mense nie eintlik dalk eers self agterkom nie, maar jy het tog 'n belewenis dat jy anders reageer op dinge. Dit dat jy is.
vanuit 'n ander plek uitkom, dat jy ja, dis 'n baie begrondende ding. Dit is want wanneer ons so met ons daaglikse program besig is, doen ons dit met 'n basiese uitgangspunt dat dit die heel belangrikste ding in hierdie lewe is. Daar is nie iets wat belangriker is as hierdie werk wat ek moet doen, hierdie taak wat ek moet afhandel, die spertyd wat ek moet haal of wat ook al nie. Dit is die heel belangrikste ding, die verantwoordelikhede. En 'n retreat help 'n mens om perspektief te kry. Sodat wanneer jy dan terug is in die alledaagse lewe, dat jy sê hierdie is nie die hoofverhaal van my lewe nie. Ja. Dit vind plaas teen 'n groter doek. So dit help met perspektief, dat 'n mens net sê, maar partykeer moet ek dalk bietjie klein retreats, sonder dat ek weggaan of wat ook al, maar tyd inbou waar ek net regtig herlaai, waar ek asem skep. Ons het nou onlangs het ons 'n gesprek met iemand gehad, en ons het gesê, is dit nie verstommend? Partykeer gaan ons op 'n retreat en jou geestelike begeleier sê vir jou, en ons het ook verlede week daaroor gepraat, dat 'n mens partykeer een van die grootste elemente van die retreat is om te slaap. Ja, om te rus. En nou kom jou begeleier en gee jou toestemming om te slaap. As jy sien dinge skud, ons het 'n klein hond in die huis wat teen dinge stamp. Gee vir 'n mens toestemming om te rus. En wanneer jy van 'n eksterne stem die toestemming kry, dan sê jy nee, dit kan ek dan doen. Ja. Maar ons is baie streng met onsself. So die retreat raak die eksterne stem. Wat sê, weet jy, dit is nodig. Jy het gesien hoe dit gehelp het om diep te sak. Okay, maar nou kom jy terug. Nou is dinge business as usual, soort van. En wat is die belewenis daarvan? Ek dink uit dit wat ons nou al reeds gesê het, het ons dit in 'n mate aangeraak. Dit vind teen 'n ander agtergrond plaas. Dit vind plaas in 'n diep besef dat die elemente waarop 'n mens sterk fokus op 'n retreat, maar wat ook ingebou kan word in jou daaglikse lewe, dat dit elemente is wat werk. Maar hoe kan jy verwag om te voel wanneer jy terugkom? Ek onthou toe ek teruggekom het, eintlik net so vir 'n dag, 'n mens voel amper 'n bietjie weerloos, half gestroop, en jy stap in hierdie dinge, die gang van dinge weer in, en jy voel of jy nie 'n mooie dop om jou het nie. Dit is, jy is so half ontbloot. Broos. Ja. So jy kan verwag dat jy nie net wegspring nie, dat jy amper weer in 'n aanpassing dag of 2 is voor jy weer in jou gewone dagse dinge in. Dit is. Of dat jy bewus moet wees daarvan dat jy dalk en dit mag jou dalk selfs 'n bietjie moedeloos maak, want jy kom uit 'n plek uit waar dit so ryk en amper koesterend was. En dan is jy nou weer vol in 'n lewe wat baie eise stel. So mens kan dit verwag. Dus daar is nie iets fout as jy so voel nie. Nee. En as 'n mens 'n sensitiewe mens soos ek is dit nou nog Dan vat dit nog 'n week. Gelukkig is jy nou al 2 weke terug. Ek het my balans teruggekry. Nee, maar dit is inderdaad so. En ek dink dit is ook hoekom daar 'n sekere goeie dinamika in 'n 8-dag retreat is. Daar is 'n afwen wat op sigself tyd vat. Dan het 'n mens nou goed gesak, en is nie noodwendig so lineêr nie, maar die basiese dinamika. Jy het goed gesak, en dan begin 'n mens so binne 2 dae, dan begin 'n mens voorbereidings te tref om terug te gaan, omdat dit hierdie ding is. Daar is iets van 'n weerloosheid, en geleidelik glip 'n mens dan nou weer in jou daaglikse program met verantwoordelikhede en so aan in. So dit
dit kan partykeer tyd vat. Dit is interessant dat wanneer Jesus saam met sy disippels op die berg is met die verheerliking, dan sê hulle, dit is so 'n wonderlike ervaring, kom ons bou hutte en ons bly hier. Maar wat Jesus dan sê, nee, ons moet weer teruggaan. Jy kan nie die heeltyd daar bly nie, maar jy kan dit wat jy daar ervaar het saambring. Ja. So sommer net so 'n deel iets daarvan. Baie dankbaar dat 'n mens dit kan beleef en 'n mens sien net wat se vrugte dra. En ja. En dit is ook interessant die terugvoer wat ons gekry het, mense wat ook op retreats gaan wat sê hulle besef net ook hoe hulle retreats nodig het. Ja. So ons is bly as die gesprekke ook miskien in die opsig jou aanmoedig om op so 'n retreat te gaan. Dankie julle. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.